tydens die diens afdra vir barmhartigheid en die tweede kollekte is vir die kerkkas. Daar is verder dan, as gevolg van die COVID-regulasies, geen kerklike aktiwiteite die week nie. Ons herinner hier egter wel aan die 2 troostdienste wat DV sal plaasvind, die van Suster Elsa Bekes, woensdagoggend om 11 uur, en die van Suster Mariaan van Kaam, donderdagoggend om 10 uur. Beide word dan ook lewendig gestroom op die gebruikelike skakels YouTube en Facebook. Ons gaan die erediens binne met 'n loflied, Psalm 29 se tweede beruiming, vers 1 en 3. Prys die Here hemelinge, hy verskyn in al sy mag. En dan na die seën ook vers 5.
Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Amen. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons lees vanaand 'n tweede gelykenis uit Lukas 16 vers 1 tot 13, die gelykenis van die oneerlike bestuurder. Jesus het vir sy disippels ook gesê, 'n ryk man het 'n bestuurder in diens gehad, en die is by hom aangekla omdat hy sy geld verkwis het. Hy ontbied hom toe en sê vir hom, wat is dit wat ek van jou hoor? Gee verslag van jou bestuur van sake, want jy kan nie langer bestuurder wees nie. Die bestuurder dink toe by homself, wat moet ek nou doen? Want my werkgewer neem die bestuurderskap van my af weg. Vir handearbeid sien ek nie kans nie, en om te bedel skaam ek my. Maar wag, nou weet ek wat ek sal doen, sodat daar mense sal wees wat my in hulle huise sal ontvang, as ek uit die bestuurderskap ontslaan is. Toe roep hy die skuldenaars van sy werkgewer een vir een, en vra vir die eerste, hoeveel skuld jy my werkgewer? Hy antwoord, 100 vate olyfolie. Toe sê hy vir hom, vat jou skuldbewys, gaan sit en skryf gou 50. Daarna vra hy vir 'n ander een, en jy, hoeveel skuld jy? Hy antwoord, 100 sak koring. En hy sê vir hom, vat jou skuldbewys en skryf 80. Die werkgewer het die oneerlike bestuurder geprys vir die slim ding wat hy gedoen het. Die mense van hierdie wêreld tree onder mekaar slimmer op as die mense van die lig. En ek sê vir julle, gebruik die oneerlike mammon om vir julle vriende te maak, sodat wanneer die geld nie meer kan help nie, hulle julle in die ewige woning sal ontvang. Wie in die kleinste dinge betroubaar is ook in die groot dinge betroubaar. En wie in die kleinste dinge oneerlik is ook in groot dinge oneerlik. As julle dan nie betroubaar is in die hantering van die oneerlike mammon nie, wie sal die ware rykdom aan julle toevertrou? As julle met 'n ander man se goed nie betroubaar is nie, wie sal dan aan julle gee om as julle eie te besit? Geen huisbediende kan vir 2 baase te gelyk werk nie, want hy sal of die een minder ag en die ander een hoër, of vir die ander een meer oor hê, vir die een meer oor hê en die ander een afskeep. Julle kan nie God en mammon dien nie. In hierdie gelykenis dan vers 9, ons fokus, alhoewel ons ook na die hele gelykenis kyk, en ek sê vir julle, gebruik die oneerlike mammon om vir julle vriende te maak, sodat wanneer geld nie meer kan help nie, hulle julle in die ewige wonings sal ontvang. So kom ons bid nou saam, broers en susters. O Vader in die hemel hoog, tot wie ons ophef hart en oog, ons bid in stil eerbiedenis, gee dat u naam wat heilig is, deur ons geken, geëer, gevrees in alles mag geheilig wees. Gee dat u koninkryk mag kom, in Christenland en heidendom in sy triomfe eindeloos,
en laat ons op die aarde soos die engele wat die troon omring. Gewillig, Heer, U wil volbring. Gee ons, want ons gebrek is groot, vandag ons daaglikse brood. Bewys ons tog barmhartigheid en skeld ons, Heer, ons skulde kwyt, soos ons in skuldvergifnis verhul wat aan ons skuldig is. Lei ons nie in die donker land, die wêreld van versoeking, want ons is so swak. Verlos ons van die bose as hy sy vangnet span, want U kom toe die majesteit en krag en eer in ewigheid. Amen. Broers en susters, net voor die preek sing ons nou weer, en wel lied 280, eerste 3 verse, Here Redder, groot en magtig, U oorskou ons lewenspad. Geliefde broers en susters en jong mense, daar is 'n ooreenkoms tussen die gelykenis van die muntstukke wat ons vanoggend behandel het en die gelykenis wat ons dan vanaand gelees het, die gelykenis van die oneerlike bestuurder. Hulle gaan albei oor rentmeesterskap. En daarmee word bedoel dat daar sekere dinge aan 'n mens toevertrou word, geld of besittings, en gawes, tyd, dinge wat nie aan my en jou behoort nie, wat ons moet oppas en wat ons moet bestuur. En Jesus vertel dan hierdie gelykenisse om ons te leer dat ons ook oor hierdie dinge rentmeesters is. Niks in hierdie wêreld behoort permanent aan ons nie. Alles is geleen, alles is deur God gegee, aan ons toevertrou, en dan kom daar ook 'n dag dat ons daaroor rekenskap moet gee. Dat ons vir die Here moet sê wat ons met hierdie dinge gedoen het. Met ons gesondheid en geld en besittings, geleenthede, die tyd wat die Here ons op aarde gegee het. Wat het ons daarmee gedoen? Al twee gelykenisse gaan daaroor. Rentmeesterskap. Die dag wat ons moet rekenskap gee. Maar daar is ook verskillende tussen die twee gelykenisse, broers en susters. In die gelykenis vanoggend gaan die eienaar weg. In die gelykenis vanaand gaan die eienaar nie weg nie.
Die verantwoordelike persone vanoggend was slawe. Die verantwoordelike persoon vanaand is 'n vryman, 'n bestuurder. Die sonde vanoggend was luiheid. Die sonde vanaand is verkwisting. Op die oog af is daar vir ons ook 'n verskil in die aard van die vertelling wat Jesus gebruik. Want die gelykenis van die muntstukke lees vir ons heeltemal glad en kom waarskynlik voor. 'n Mens kan onmiddellik daarmee identifiseer. Die eienaar gaan weg, hy vertrou sy besittings aan sy slawe toe en dan kom hy terug en hy vra vir elkeen wat hy met sy besittings gedoen het. 'n Mens kan maklik glo dat so iets kan gebeur. Maar die gelykenis van die oneerlike bestuurder is in ons oë meer onwaarskynlik en lees nie heeltemal so glad nie. Die mense het op sommige plekke vra. Die oneerlike bestuurder word uitgevang dat hy geld verkwis. Tot daar kan ons die gelykenis maklik volg. Want van verkwisting van geld hoef jy mense in Suid-Afrika niks te vertel nie. Ons weet wat dit is. Slegs 4 uit al die munisipaliteite in ons land het hierdie jaar 'n skoon auditverslag gekry. Biljoene rande verdwyn net eenvoudig. Ons beleef iets van die eienaar se ontsteltenis en woede as ons in vers 2 lees dat hy sê, jy kan nie langer 'n bestuurder wees nie. Ons wens ons kon dit vir baie bestuurders in ons land gesê het. So tot hier is die vertelling in ons gelykenis vir ons lewensgetrou en heeltemal geloofwaardig. Maar dan begin die oneerlike bestuurder om die debiteure se geld, se skuld minder te maak. Hy skryf die skuld eenvoudig af. En in die proses benadeel hy die finansiële posisie van sy eienaar nog verder. Dat hy dit doen, kan ons in 'n mate nog verstaan, want benoude katte maak benoude spronge. En dat hy dit doen, kan ons ook in 'n mate nog begryp, maar om dan te lees dat sy werkgewer hom prys, en om verder te lees dat Jesus hierdie man as 'n voorbeeld aan ons voorhou, wat nagevolg moet word. Eerlik, broers en susters, dit laat 'n mens tog met vrae en probleme. In ons versigtige oordeel was hierdie bestuurder nie slim nie, soos die werkgewer hom prys nie, maar hy was skelm. En die vraag is nou of Christene, die volgelinge van Jesus, in hulle lewe gekenmerk moet word met skelmstreke. Gebruik die oneerlike mammon. Hoe het ons dit dan met hierdie uitspraak? Kom ons probeer dan vanaand saam verstaan wat die Here ons in hierdie gelykenis wil leer, sodat ons ook in ons rentmeesterskap met wysheid so sal optree, dat hy, ons werkgewer en eienaar, ook met ons optrede in hierdie wêreld tevrede sal wees. En soos altyd as ons die skrif wil verstaan, broers en susters, is dit belangrik dat ons onsself in die skoene van die eerste hoorders van hierdie gelykenis sal gaan plaas. Jesus vertel hierdie gelykenis vir Jode, vir mense wat 2000 jaar gelede in Israel geleef het, en mense wie se ekonomiese realiteite en gebruike nie altyd heeltemal dieselfde is as ons in vandag nie. Om skuld te maak of om iets op skuld te leen was wel, soos ons in die gelykenis lees, in daardie dae algemene praktyk. Maar daar was 'n wet in die Ou Testament wat die Jode verbied het om teen rente uit te leen. Eksodus 22 vers 25. As jy aan 'n arm man van my volk leen, moet jy nooit teenoor hom soos 'n skuldeiser optree nie. Jy mag hom ook nie rente vra nie. Maar nou broers en susters, soos met baie van die ander wette in die Ou Testamente, het die Jode ook 'n slim plan beraam om daarby verby te kom. Hulle het wel nou nie rente gevra nie, maar hulle het die oorspronklike bedrag meer gemaak as wat dit werklik was. As jy dus by 'n Jood in daardie dae R100 sou leen,
dan kan hy jou nie rente vra nie, maar op die oorspronklike skuldbrief sal jy dan in jou eie handskrif 120 skryf. Al gee hy jou net 100, en so vra hy wel nie rente nie, maar hy kry tog meer terug as wat hy gegee het. Dieselfde het ook gebeur met handelsware. Jy kry 50 vate olie, maar op die skuldbrief skryf jy 100, want jy die olie dringend nodig. Sulke optrede was bekend onder die mense aan wie Jesus die gelykenis vertel. Vir ons, wat hierdie inligting nie het nie, is dit nie bekend nie, en maak wat in hierdie gelykenis gebeur vir ons nie sin nie. Maar vir hulle was dit glashelder en duidelik wat hierdie bestuurder gedoen het. Wanneer hy in die moeilikheid kom oor verkwisting, het hy dus nie regtig van sy baas se eiendom gesteel toe hy begin om mense se skuld minder te maak nie. Nee, wat hy in werklikheid gedoen is om eerlik te raak. Was om die onwettige skuld en die onwettige wins wat sy baas wou maak, weer te laat terugskryf in die mense se eie handskrif, sodat net dit wat werklik geleen was, terugbetaal word. Wat ons dus in ons skrifgedeelte vanaand het, is dis nie net die gelykenis van 'n oneerlike bestuurder nie. Ons sou dit ook kon noem die gelykenis van die oneerlike baas. Dis nou as die baas ook geweet het van hierdie onwettige wins wat gemaak word. Nie dat ons nou die bestuurder nou te veel moet aanprys nie, liewe broers en susters, want ons lees dat behalwe dat hy geld verkwis het, dat hy te lui was om handewerk te doen en te trots was selfs om te bedel. Later word hy deur Jesus in ons skrifgedeelte dan ook 'n onregverdige bestuurder genoem, met die implikasie dat hy hom nie aan God gesteer het nie. Inderdaad beskryf Jesus hom dan as een van die mense van die wêreld, 'n wêreldse mens, wat in ons gelykenis teenoor die gelowige mense staan, en wat deur Jesus genoem word, die mense van die lig, of dan die kinders van die lig. Maar die mense van hierdie wêreld tree partykeer slim op, sê Jesus, en so kan ons, die kinders van die lig, iets by hulle leer. Maar wat kan ons dan by hierdie onregverdige bestuurder leer? Waarin lê die ooreenkoms tussen hierdie bestuurder se situasie en ons eie situasie? Kyk broers en susters, die werkgewer het aardse rykdom aan hierdie bestuurder toevertrou. En toe hy uitgevang word dat hy oneerlik was, het hy eerlik geraak en die regte ding begin doen, en so het hy vir hom vriende op die aarde gemaak. Hy was slim, hy was vooruitsiende in die besef dat vriendskap baie meer waardevol is as geld. En die feit dat hy dit ingesien het, het vir hom lof by sy werkgewer verdien. Kom ons by my en jou, aan ons het God die hemelse rykdom toevertrou. Wat is die hemelse rykdom? Dit is die goeie nuus dat Jesus Christus gekom het om vir sondaars te sterwe en dat hulle deur in hom te glo die ewige lewe kan hê. Dit is die bediening van die versoening, soos Paulus dit stel. Die versoening tussen God en mens deur Jesus. Wat 'n rykdom, broers en susters. Wat sal mense gee vir die ewige lewe? Die lewe in die volmaakte hemelse paradys. Dit is die ware rykdom. Ons skrifgedeelte praat daaroor as die groot dinge wat aan ons toevertrou is. Maar wat maak ons met hierdie rykdom? Is ons nie dalk besig om dit te verkwis nie? Miskien vat ons hierdie rykdom, soos die verlore seun in die gelykenis van die verlore seun, uit die hande van die vader as erfenis, maar ons hou dit net vir onsself, en ons vat dit en ons gaan leef ver van ons vader af. Of soos hierdie onregverdige bestuurder, verkwis ons dit, deur niks daarmee te doen nie, deur lui te wees, deur nie die regte aandag daaraan te gee nie. Aan ons
is hierdie rykdom toevertrou van die versoening met God deur Christus om dit te bestuur. Ondertussen is daar buite 'n hele klomp mense in nood. Ja, alle mense is eintlik in nood, want alle mense staan mos skuldig voor God. Voor die hemelpoorte staan die skuld van hierdie aarde opgestapel. Boeke vol sondeskuld bestaan oor elke mens, van voor sy geboorte af tot en met die sterfdag. Maar, broers en susters, aan my en jou is dit toevertrou om vir daardie mense te gaan vertel dat die afskryf van die skuld moontlik is. Jy hoef nie in skuld te lewe voor God nie. En nie net 'n deel sal afgeskryf word nie, nie net 20 of 50% nie, maar 100%. Ons kan gaan vertel, soos Paulus in Kolossense 2 oor Jesus sê, dat hy die skuldbrief met sy eise teen ons tot niet gemaak het, deur dit aan die kruis te spyker, en dat hy dit vir goed weggeneem het. Dis nie ek en jy, ons self wat kan vergewe in die gemeente, maar ons kan mense gaan vertel, dat daar vergifnis by Jesus is, dat elkeen wat glo, vir ewig, skuldvry voor God kan lewe. Nou sal jy dalk sê, broers en susters, ja, maar ons kan nie almal dominees wees nie. En dit is so gemeente. 'n Dominee het 'n wonderlike voorreg om die rykdom van God se evangelie voltyds te bedien. En ek noem dit 'n voorreg, want daar is mense wat ons vooruit gegaan het, aan wie ek in die lewe die evangelie kon verkondig. En deur die evangelie het ons vriende geword. Nie net aardse vriende nie, lees ons in hierdie gelykenis nie, maar vriende in die hemel. Vriende vir ewig. Wat 'n wonderlike troos lê daar dan vir ons in hierdie skrifgedeelte, veral in die hartseer tyd wat ons nou deurgaan, dat ons mag weet dat ons gelowige vriende, wat ons in hierdie dae vooruitgaan, dat hulle ook vir ewig ons vriende is en bly. Dat ons hulle eendag, soos Jesus dit beskryf, weer sal ontmoet, as hulle ons in die ewige wonings inwag. Deur die prediking van die evangelie is dit dus moontlik om sulke vriende vir ewig te maak. Maar let dan nou op wat sê ons skrifgedeelte. Jesus sê, gebruik die oneerlike mammon om vir julle vriende te maak, sodat wanneer die geld nie meer kan help nie, hulle julle in die ewige woning sal ontvang. Dit is dus nie net die prediking wat gebruik moet word om ewige vriende te maak nie. Ons moet die oneerlike mammon gebruik, sê Jesus. Dit wil sê geld gebruik. Laat ons net eers verstaan, broers en susters, dit is nie die geld self wat oneerlik is nie. Geld op sigself is nie sleg of sondig nie. Al sê mense partykeer so. Dis nie geld wat onregverdig is nie. Geld is 'n blote ruilmiddel. Maar nee, dis mense, die mense wat met die geld werk, wat sleg en oneerlik kan wees. So sê die Bybel ook in 1 Timoteus 6, dat gierigheid die wortel van alle kwaad is. Nie geld nie, gierigheid. As hier dus staan, gebruik die oneerlike mammon, beteken dit nie gebruik oneerlikheid nie. Maar gaan gebruik dit, wat in hierdie wêreld baie keer met oneerlikheid gepaard gaan gebruik dit vir 'n goeie doel. Gebruik dit om vir die mense iets van Jesus se genade te leer en maak so vriende vir ewig. Met ander woorde, broers en susters, ons moet van die besittings en geld en tyd en die geleentheid wat God aan ons toevertrou het neem en dit so gebruik dat ons vir die mense daar buite gaan leer dat daar 'n genadige God is. Die boodskap van Jesus aan die kruis moet op hierdie manier praktyk word.
moet hande en voete kry in ons wêreld, sigbaar word deur ons offervaardigheid. Mense het in die lewe nie net preke nodig nie. Hulle het praktiese liefde en omgee en genade nodig, wat gemotiveer is vanuit Jesus se liefde. Let op in die Bybel. Net die volgende gelykenis wat Jesus vertel, is die gelykenis van die ryk man en Lazarus. Al die jare het die arme Lazarus daar voor die hek van die ryk man gelê. Die ryk man het alle geleentheid gehad om aan Lazarus goed te doen. Op baie maniere kon hy vir Lazarus gewys het dat daar genade in hierdie wêreld is. Dat God ook vir hom wat Lazarus is omgee. Ag, Lazarus sou tevrede gewees het met die oorskiet wat van die ryk man se tafel afgekom het. Maar nooit het die ryk man so iets gedoen nie. Hy het Lazarus aan sy lot oorgelaat, aan hongerte, aan wind en weer, selfs aan die honde wat sy swere kom lek het. En op hierdie manier het die ryk man die rykdom wat eintlik net aan hom geleen was, verkwis. En hy het nooit daardeur een enkele vriend gemaak vir die ewigheid nie. En toe hy in die ewigheid kom en vra dat Lazarus tog net die punt van sy vinger in water sal steek en sy tong sal kom afkoel, toe, broers en susters, was die kloof tussen hulle net te groot. En Lazarus kon dit nie doen nie. Miskien is ek en jy vanaand ook daar, broers en susters, waar die onregverdige bestuurder aan die begin van ons gelykenis is. Daar waar ons besef dat die eienaar rekenskap gaan vra oor hoe ons sy dinge in hierdie wêreld bestuur het. Miskien hoor ons die stem in ons skrifgedeelte met onsself praat en sê, gee verslag van jou bestuur, van sake. Wat het jy met my rykdom gedoen? Tree dan nou slim op, broers en susters. Gebruik die tyd wat jy nog het, en die invloed wat jy het, en die middele wat tot jou beskikking is, en wees daarmee betroubaar in klein dingetjies, wat omgee en liefde en genade in hierdie wêreld sigbaar maak. En Jesus sê in hierdie skrifgedeelte, hy sal dan ook groter dinge aan jou toevertrou. Ja, vind in hierdie week met wysheid en deur slim te wees, allerhande maniere om God se genade weg te gee aan ander. En gebruik daarvoor die oneerlike mammon. Moenie jy vir mammon die geldgod dien nie. Nee, maak mammon die geldgod diensbaar aan jou roeping om die genade van God in hierdie wêreld te bedien. Sodat mense kan besef, daar is 'n God wat skuld afskryf en wat nooit weer aan die sonde wil dink nie. Hoe sal dit dan wees, broers en susters, as ek en jy die laaste pylvak binnekom? Moeg en tam van die aardse stryd, maar daar voor ons is die wenpaal, die eindpunt en die medalje, die kroon van die ewige lewe wat Jesus vir ons wil gee. En daar langs die baan staan hulle almal, die vriende wat jou sal verwelkom in die ewige woning. Almal aan wie jy God se genade uitgedeel het. En hulle skreeu en juig en moedig jou aan en hulle hardloop die laaste stuk saam en vang jou op by die wenpaal, koester jou en lei jou na jou ewige tuiste. En saam deel hulle in die vreugde van die Here al sy goeie dinge tot in ewigheid. Dan sal ons weet, liewe broers en susters, dat dit alles die moeite werd was. As jou Here jou prys, oor jy slim opgetree het, en so goed verstaan het, waarvoor die dinge wat hy aan jou toevertrou het, nou eintlik bedoel was. Dit was bedoel om te deel. En so sal gedeelde vreugde uiteindelik selfs ook in die ewigheid
dubbele vreugde wees. Amen. Kom ons bid nou saam. Vader, U het ons vandag weer diep onder die indruk gebring dat ons 'n roeping in hierdie wêreld het. U het ons opgetel dat ons verder kan kyk en kan sien waarop alles afstuur. Ons bid dat wanneer die dag kom dat ons rekenskap moet gee, dat ons dan ook vir U, Here, offers kan wys waarmee U tevrede is. Dankoffers. Offers wat in blydskap gebring is, omdat ons self uit vergewing lewe. Help ons, Here, om self U groot genade toe te eien en te beleef hoe belangrik dit is om skuldvry voor U te kan lewe. Maar, Here, dan om ook hierdie wonderlike ervaring met ander te deel. U sal self weet, Here, wie dit is wat op ons pad sal kom, aan wie ons U omgee en genade met dade kan verkondig. Gee ons uit genade die nodige middele om dit te kan doen. Ook aan ons diakonie, Here, namens die hele gemeente. Ons wil bid dat al die bedieninge van ons gemeente wat voortgaan, deur U geseën sal wees. Veral ook, Here, omdat dit bedieninge is wat vir mense in gevangenisse, in armoede en siekes en eensames verkondig dat daar 'n hemelse God en Vader is wat vergewe, wat liefhet, wat toeëien. Here, wil U ons ook in hierdie week weer wysheid gee om reg op te tree. Wil U ook, waar die skole weer begin, vir die leerkragte moed gee, Here, vir ons jong mense roepingsbesef om die wonderlike geleenthede te benut. Ons doen ook vanaand opnuut weer voorbidding vir almal wat in gesondheidsorg werk, en besonder vir hulle wat in hospitale verpleeg, ook daar waar mense worstel en swaar kry in die lewe. Here, help hulle om U genade daar sigbaar te maak. En wil U ook daar deur U groote goedheid 'n goeie uitkoms gee, sodat ons U kan prys, Here, vir U verlossing, U vergewing, U goedheid in tydelike en ook in ewige dinge. As ons vanaand verlang, Here, na hulle wat ons vooruit gegaan het, bid ons dat U vir ons die visie sal gee, dat ons mekaar ook vir ewig sal ken as vriende, en dat ons uiteindelik saam in dubbele gedeelde vreugde voor U aangesig sal lewe. Troos ons dan met hierdie gedagte, Here, en help ons om steeds daar uit moed en krag te put, lering oor hoe ons moet lewe. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Broers en susters, die skakels vir die kollekte word nou aan U vertoon. Dit is vir barmhartigheid en die tweede kollekte dan vir die kerkkas. As slotsang sing ons nou vir 'n tweede keer, vanoggend ook uit hierdie psalm gesing, Psalm 32, vers 1 en 4, hier dan met 'n nuwe uitsig op die betekenis en die wonder van skuldvergifnis. Psalm 32, vers 1 en 4. Amen.
Na die seën en die amen, broers en susters, sing ons nog van die aandlied, Skrifberuiming 20:2, vers 1, 6 en 7. Ontvang nou eers die seën van die Here. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.